Ek dink teleurstelling kan 'n mens ook assosieer of onder sekere sambrele plaas, want dit teleurstelling van 'n persoonlike teleurstelling dat jy 'n persoonlike doelstelling vir jouself gehad het wat nie gewerk het nie. Maar dan staan teleurstellinge waar jy iets het buite jou beheer gebeur. Ek dink soveel keer in my kinders se loopbaan, beserings. Ja. Hoe 'n beserings 'n kind kan kniehalter. Ek weet 'n paar jaar gelede die pandemie wat net eenvoudig dis iets totaal buite jou beheer. En dat daar's 'n ek wil amper sê 'n sekere val en opstaan met 'n persoonlike teleurstelling en dan is daar 'n ander val en opstaan met dit was totaal buite my beheer. Ja, ek kon niks doen om dit te voorkom nie. Ja. Die eerste een was ek het dalk iets verkeerd gedoen maar ek weet wat ek nou moet gaan regmaak volgende keer. So is amper makliker, maar daai waar jy uitgelewer is. En ek dink dit is as ons oor veerkragtigheid praat, is daar baie keer in die verlede baie klem gewees op toughness. Maar nou praat ons baie meer oor agility. En agility in terme van vlugvoetigheid is baie meer werd vandag as daai oudheidse beeld van iemand is groot en sterk en onbuigbaar en dit is toughness. Maar resilience gaan baie meer oor agility nou dan vlugvoetigheid en dit is waar ons gesien het in die pandemie byvoorbeeld. Hoe iemand reageer wat net besef ek kon niks aan doen nie, man, dit gaan nou oor my reaksie nou. Wat nou? En dit is interessant om te sien. Mens kan nooit voorspel wie kry dit reg. Maar daai oomblik dat hy eers gaan sin maak het daarvan vir homself, die emosie gevoel het, toegelaat het en dan op die ou einde dit deur die trechter gegooi het tot my spoed en ek moet iets doen aan my spoed en dit is wat ek nou gaan doen is môreoggend. Ja. Dit beteken en ek sien dit baie in my werk, soos ek sê, teleurstelling is 'n gegewe, maar wat mens wil doen daar waar dit moontlik is om te sê kom ons keer dat die dip wat iemand beleef na teleurstelling nie te diep is nie en nie te lank aanhou nie. So in daai oomblik waar dit vir hom soos 'n mes in sy hart gevoel het. Jy weet geen neutrale, subtiele taal is daar gebruik nie. Was sy dip nie baie diep nie en het daai dip nie te lank aangehou nie. Hy het nie gesê gee my 3 weke om daaroor te kom nie of hy het nie gaan draai by my lewe is nie moeite werd nie. En baie keer is daai aanvanklike oomblik na daai nuus gebreek het. Daai kondisionering wat hy daar reg gekry het, hoe hanteer ek dit in die toekoms is wonderlik. Dat daar 'n goeie nuus later was is 'n bonus. Dis 'n bonus. Ons reël was altyd ons hanteer die wenne en die verlore dieselfde. Bedoelende die wen is soos wonderlik, maar wat's volgende? En die verlore is soos bad luck. Wat's volgende? En sy reaksie was altyd, jy weet hy was baie keer bietjie stiller na verloor. Maar my reël was met hom, jy moet net binne 24 uur vir my proof of life stuur. Bedoeling is okay, ek is aan, ek is op die lughawe, ek vlieg na die volgende toernooi toe en dan is daai 'n transitional space en as ek aankom op die volgende plek, het ek aanbeweeg. Dan is daai verlore agter my. En dit word 'n kondisionering. Wat het ek reg en verkeerd gedoen? Ek dink die mees natuurlikste ding vir ons as ouers en seker nou as ma's, ek wil nou nie veralgemeen nie, maar ek dink is om in watte toe te draai. Ja. Ek dink dit is daar, jy wil koester, jy wil vashou, jy wil keer en eintlik wil jy hulle van die teleurstelling weghou. Ja. Jy wil eintlik die dinge so bestuur dat daar nie teleurstelling is nie. Ja, dit voorkom. Ja, en ek dink dit was seker my grootste groei in daai reis is om gemaklik te raak met teleurstelling. Ja. Dis seker die moeilikste ding, maar die beste ding is om te verwag dat daar die teleurstelling gaan wees en te sit in dit en dit te hanteer. Ek dink net die les wat ek noodwendig nie ten volle al geleer het nie, is daai jy wat praat van die dip, daai uitklim uit die dip. Wat is die ouers se rol in die uitklim, want tog moet die kind self uitklim. Ja. Jy kan nie die uitklim fasiliteer nie, ofwel jy het 'n rol te speel, Ja. maar die kind moet op die eie self uitklim. Na 'n kwartier begin die goed gebeur en hy kry ritme. En na 20 minute is die probleem opgelos. En die afrigter kyk so na my en sê, "Hierdie beteken dit nou ek mag nooit weer praat nie." Is dit die uiteinde? Easy money. Toe sê ek nee, wat dit beteken is, daar's tye waar ons moet intree en help en daar's tye waar ons moet terugstaan en dit laat uitspeel.
En ons is so weerstandig teenoor ongemak, of sukkel, of frustrasie, of wrywing, dat ons dit wil fast-forward. En partykeer kan jy dit nie fast-forward nie, want dan bly dit daarson. So in terme van hierdie situasie dink ek, daar's tye waar jy terug staan, daar's tye waar hy sy deur toemaak, en jy gaan laat hom toe. Daar's tye waar jy sê, kom ons gesels môre, vandag is op jou. Daar's tye waar jy vir hom iets voor sy deur gaan neersit, en net seker maak hy eet en hy drink iets. Maar wat belangrik is, die maatstaf is, in Engels gebruik ons die woord stuck. You don't want them to get stuck. So beweging, momentum is belangrik. Partykeer beweeg iemand vinnig uit dit uit, partykeer beweeg iemand stadig uit dit uit. But how to keep momentum. Dis vir my belangrik. Een ding wat ek agtergekom het die laaste paar jaar is dat daar's baie stemme. En hoe ouer jy word en hoe meer senior die spanne is waarin jy speel, hoe meer raak die stemme. Dis nie net een afrigter nou nie, dit is 5. Dit is nie nou net my spanmaats nie, dis nou die hele groep of die graad. En dit is nou nie net my ouers nie, dis nou 'n hele WhatsApp groep van ouers wat 'n opinie het. Kom ons vat 'n voorbeeld dat sê maar jy het nie span gemaak nie. Daar's al hierdie stemme, al hierdie waarhede wat nie eintlik waarhede is, wat gekommunikeer word en om 'n kind te help om die koring van die kaf te skei. Ja. Wat het hier gebeur? Ja, objektief gesproke, Ja. wat is die storie? Ja, en ek dink nie mense het altyd die klinkklare antwoord nie. Dit is nie asof 'n ouer nou sit met die wat sê mens nou, wat die orakel is, wat nou wie alles weet nie. Ja. Maar ek dink ons het lewenservaring om hulle te help om daai siftingsproses te begin doen en gesond uit te kom by dan die ding van okay, wat kan ek doen? Wat is die volgende Wat is die stap? volgende Die mees bemagtigende posisie wat jy kan inneem op daai stadium is om te sê, wat kan ek doen? Dit beteken nie jy was skuldig die hele tyd nie, dit beteken nie jy het iets verkeerd gedoen selfs nie. Maar as jy in daai situasie 'n slagoffer is, en jy sê nie daar's iets wat ek aan kan doen nie, dan ontmagtig jy jouself eintlik. Waar iemand sê, weet jy wat, jy was ander goed aan die uitspeel hierson, maar hier's iets waarop ek kan fokus. Dit is die momentum, dit is die beweging. En wat dan gebeur is, jy skep dadelik daglig tussen die teleurstelling en waar ek nou is. So daai teleurstelling begin al hoe kleiner word. Omdat sport nou voor mense gebeur, en jy is nog jonk, en jy is besig om nog 'n identiteit te ontwikkel, en aanvaarding is belangrik, is daar altyd 'n element van shame. Om te misluk voor mense, is daar 'n element van shame. En net die, as ons net een van my gunstelinge, Tannie Brené Brown, bietjie kan aanhaal, as daar shame is, kan daar nie vulnerability wees nie. En daar kan nie authenticity wees as daar nie vulnerability is nie. So as mens hulle kan kry om die shame nie te voel nie, deur die manier hoe ons reageer en hoe die afrigter reageer, dan kan hulle vinniger by daai oomblik uitkom waar hulle sê, dit is hoe ek voel, dis hoekom ek teleurgesteld is, dis wat nie vir my lekker is hier aan nie, maar ek gaan okay wees. Wanneer gaan klop mens aan vir hulp? Ja, ek dink, as jy agterkom dat met tydsverloop het jou kind verander. So die sosiale kind onttrek. Die kind wat akademies presteer het, presteer nie akademies nie. Die kind wat netjies was, is nie meer netjies nie. Die kind wat gesond was, is nie meer gesond nie. Waar jy besef, okay, hierdie is nie nou net 'n tydelike dip nie. Die normaal het nou iets anders geword. Dan is daar regte gronde om hulp te gaan kry. Dan moet kies in watse span wil ek hê moet my kind speel, of watse span wil ek by betrokke wees, dan is dit die span wat nou en dan verloor, maar dit hanteer en deur dit kom. En ja, op die ouene wen wanneer dit saak maak, natuurlik, maar op die ouene help ons niemand as ons hulle beskerm altyd teen enige ongemak of wrywing of teleurstelling nie, want as daai grootte kom, het hulle geen blou druk hoe om dit te hanteer nie.